Drie identiese gloeilampe, X, Y en Z, is in 'n stroombaan verbind. Skakelaar S is aanvanklik gesluit. Ignoreer die interne weerstand van die battery. Skakelaar S word nou oopgemaak. Hoe sal die helderheid van gloeilampe X en Y beïnvloed word? Die korrekte antwoord is B. Gloeilamp X se helderheid neem af, maar gloeilamp Y se helderheid neem toe. Hoe ek gewoonlik hierdie tipe probleme benader, is deur waardes in te vervang. Kom ons sê die potensiaalverskil is 12 volt. En kom ons sê die weerstand van al my gloeilampe is 2 ohm. So wat kan ek nou doen? Ek kan die effektiewe weerstand van hierdie parallelskakeling bereken, en jy kan dit of doen met 1 op 2 plus 1 op 2 is 1 en jy draai dit om en jy kry 1, of jy vat net die weerstand van 1 van die weerstande in parallel en jy deel dit deur die aantal wat daar in parallel is, en dis 2, en dit gee vir jou 1 ohm. Daardie is natuurlik die kortpad metode. Ek gebruik dit dikwels. As jy 'n parallelskakeling het en al die weerstande het dieselfde waarde, dan vat jy bloot 1 en jy deel dit deur die aantal. So as dit 'n parallelskakeling was, 2 ohm, en daar was argumentsontalwe 5 van hulle, dan sou jy net gesê 2 gedeel deur 5, en dis 0,4 ohm. Hoe dit ook al sy, my totale weerstand vir die stroombaan gaan nou die 2 ohm wees van X plus die 1 ohm van die parallelskakeling, en dit is 3 ohm. So wat gaan my totale stroom deur die stroombaan nou wees? Dit is natuurlik V op R, en my totale potensiaalverskil is 12, my totale weerstand is 3, en dit gee vir ons 4 ampere. Met ander woorde, 4 ampere vloei deur gloeilamp X, by hierdie punt verdeel dit, en dit gaan wees 2 ampere en 2 ampere. Nou ons wil kyk na die helderheid, so dan kyk ons na die drywing, en dit is die stroom gekwadreer maal met die weerstand. En wat is die stroom gekwadreer in die geval van X? Dit sal wees 4 wat ek kwadreer maal met die weerstand wat 2 ohm is, so 4 kwadraat is 16 maal 2, dit is 32 watt. En in die geval van Y doen ons presies dieselfde, dis I kwadraat maal met R, die stroom is 2 kwadraat maal met die weerstand is 2 ohm, so 2 kwadraat is 4 maal 2 is 8 watt. So duidelik kan jy sien, X gaan helderder brand as Y in die geval wat skakelaar S gesluit is. So met skakelaar S toe was X se drywing 32 watt en Y se drywing 8 watt. Maar nou kan jy sien, skakelaar S is nou oop, Z is nie meer in die prentjie nie. Nou is my totale weerstand die som van X en Y se weerstand, want nou is hulle in serie geskakel. So R totaal is 2 plus 2, en dit is 4 ohm. Daar is met ander woorde 'n toename in die totale weerstand. So wat is my nuwe stroom? My totale stroom is die totale potensiaalverskil gedeel deur die totale weerstand. En daai bly 12 volt, is dieselfde battery, so dit is 12 gedeel deur 4, en dit is gelyk aan 3 ampere. So, wat is die stroom deur X? 3 ampere. En die stroom deur Y, 3 ampere. Daar is nou nie meer 'n addisionele tak nie. So kom ons gaan werk nou die drywing deur X uit. En dit is I kwadraat maal met R. En wat is I? Is 3 kwadraat maal met die weerstand, dis 2. 3 kwadraat is 9 maal 2 is 18 watt. So dit was 32 watt, dis nou 18 watt. En dit maak sin, want met 'n toename in die weerstand is daar 'n afname in die stroom,
X brand dowwer. Maar wat van Y? Die drywing gelewer deur Y. I² maal met R, wat is die stroom? Is 3², maal met die weerstand, en dis 2. So 3² is 9, maal met 2 is 18 watt, en vergelyk dit met 8 watt. So in die geval van Y, gaan Y helderder brand.